Wanneer Jafashua uit die doderyk terugkeer, het hy die sleutels van die dood en die doderyk. Hy gee aan ons terug die ewige lewe. Hy herstel deur sy eie bloed, sy sterwe en sy opstanding uit die dode, herstel hy ons die ewige lewe wat Adam en Eva verloor het, die geestelikheid daarvan. So as ek nou 'n hartaanval kry en ek sterf in Jafashua, dis Jesus Christus, ek lewe in heiligmaking my lewe, dan gaan ek deel van die bruid wees, ek gaan reguit paradys toe. Daai ou wat aan die kruis gehang het, 2 sondaars hang weeskante van Jafashua. Die een sê in die 33 vertaling, as jy God is, haal ons al 3 af. Die ander een sê vir Jafashua, dink aan my. Jafashua sweer, voorwaar ek sê vir jou, heden, vandag sal jy saam met my waar wees? In die paradys. Wat gee hy vir die ou aan die kruis? Wat gee hy vir hom? Hy gee hom die ewige lewe, terwyl Jafashua nog nie is in die doodryk ingegaan het nie, om die sleutels van die dood te gaan haal nie. Hy gee hom 'n belofte, en Titus in Hebreë sê dat Jaffa en Jafashua is nie mense dat hulle kan of sou lieg nie. Halleluja. So wat ontvang die ou aan die kruis? Die ewige lewe. So wat gebeur? Jafashua kom terug en hy gee aan ons die sleutels van die ewige lewe terug, wat Adam en Eva verloor het. Maar die sleutel van die dood en die doderyk bestaan vandag nog steeds. Hoe so, prof? Baie maklik, gaan kyk na die begrafplaas. Daar's grafies van pasgebore babietjies tot 120, 125 jaar oud mense wat gesterf het. Gaan kyk hoeveel grafte word gegrou op in 'n week. Hulle kry 'n TLB en hulle grou sommer 30, 40 grafte so af. Want hulle weet die ouens gaan sterf, om het gate wees vir die mense om begrawe te word. Nou as Jafashua die sleutels het van die dood en die doodryk, dan sal mos nie grafte gegrou word nie. Dink net 'n bietjie. Sien, die kerk het ons nie goed geleer nie. Ek, my vriend, is bo-natuurlike geopenbaarde woord. So wat het ons? Ons het die sleutels van die ewige lewe. In terme van, as ons sterwe, sal ons lewe tot in ewigheid. En dis wat hy hierso sê. Hy sê dit hierso. My vraag is steeds, as die dood in die oorwinning verslind is, waarom sterf mense daagliks? Wat sê u? Want ek nou vir eintlik die antwoord gegee. Ek vertrou dat jy ook reeds weet dat die wegraping, die harpazo, nie die wederkomsparousie nie, dit wat by Openbaring 19 vers 11 gaan gebeur, wanneer Jafashua vir die 1/3, hy sê, of ek net anders, ja, vir die 1/3 naamlik Israel kom, gaan dit in die 3de keer wees wat hy gaan verskyn. Het jy dit geweet? Jafashua moet 3 keer verskyn. Nou hier is interessante goed wat jy weet, jou pastoor het nog nooit oor die goed gepreek nie. Hy sê, wanneer Jafashua vir die 3de keer volgens die Nuwe Testament gaan verskyn, sal dit wees om 1/3 van die volk Israel, ook genoem die oorblyfs van Israel, net voor die slag van Armageddon te kom haal, wanneer hy dus Jafashua sy bruid op die wit perd gaan verskyn, tydens die wegraping, die harpazo, vir 1/3 van Israel, en nie die protestante kerk weer agtergebly nie. Daar in die Botaal het ons gesê, ja, die ouens wat dit nie gemaak het met die wegraping, 23, 24 September nie, julle kan maar aangaan, julle gaan dit daar voor by Openbaring 19 vers 11, dan kom Jesus terug, en dan gaan julle dit maak. Snaaks, die woord sê vir my dat saam met Jafashua kom 'n ontelbare skare op wit perde. Hulle is die bruid, Openbaring 19 vers 11 en verder aan. Dis die bruid, want hulle het fyn rein wit klere aan. Hulle kom nie om oorlog te maak nie. Hulle kom kyk hoe Jafashua sy voet op die olyfberg gaan sit. En die olyfberg in 2 gaan skeer, in die dal van Armageddon, die Armageddon dal sal oopmaak, waar die oorlog, die finale oorlog, tussen Israel en Islam
gaan plaasvind.